Kan jy glo, oor 'n maand is dit Kersfees? Hoe vinnig het hierdie jaar daarom nie verby gevlieg nie? En in Kerstyd praat almal van die geboorte van Jesus. En daarom is die Bybel eers weer ter sprake. En eers begin mense dink aan die engele koor, aan die hemele wat juig, aan die wonder van God wat gebore is in 'n stal in Bethlehem. Maar weet jy, daarom dat ek gedink het, waaroor praat ons by hierdie geleentheid, 'n maand voor Kersfees? Ek dink die hele wêreld gaan nou min of meer bietjie dink oor die hemele. Maar wat kan ons alles vertel vir mense van die hemele? By hierdie geleentheid wil ek juist praat oor wat sê die Bybel oor die hemel. Dis eintlik 'n groot misterie. Die Bybel wil nie vir ons baie sê nie, want ons kan nie met ons verstand mooi begryp die heerlikheid van die hemel nie. Maar daar is sekere dinge wat wel duidelik word. Daar is sekere skreefies van hierdie heerlikheidslig wat deur die gordyn val en wat vir ons duidelikheid gee, wat is hier agter die gordyn aan die gang. En dan kan ons iets sien van die heerlikheid van die hemele wat ons ewige bestemming gaan wees. As jy ons wil kontak, ons telefoonnommer is 079-195-1586. So, kontak ons met 'n WhatsApp. Ons wil graag van jou hoor. En dis ook juist die tyd van die jaar wat ons vir die Here wil dankie sê vir alles wat hy doen. En ons wil op soveel maniere ook saam met jou net vir die Here sê, dankie Here, u het vir ons gesorg. U het vir Keerpunt gebruik. Ons het soveel wonderlike getuienisse gehoor van mense wie se lewens verander het. Dis waaroor dit gaan oor die evangelie en die uitdra van die goeie boodskap dat Jesus sonde kan wegneem, dat Jesus lewens kan nuut maak. En dank die Here vir hierdie bediening wat mense oor die wêreld heen en in Afrika, in Suid-Afrika aanraak met hierdie boodskap in hulle eie moedertaal, met Engelse vertaling onderskrifte, wat vir jou gaan help om die Here beter te leer ken. Mense wat sê, as ek terugkyk oor hierdie jaar, ek het geestelik gegroei. Dit is vir my so 'n wonderlike tyd gewees. Ek prys die Here vir wat in die afgelope tyd gebeur het in my lewe, na daardie boodskap, na ek ingeskakel het op Keerpunt, toe ek op YouTube hierdie boodskappe weer geluister het, of wat vertel dat hulle elke dag nie die boodskap hier op Instagram of op Facebook of op X, hulle wil dit nie mis nie. En wat dit vir hulle elke dag beteken. Ook die gebed wat ons op 'n Woensdag op die boodskap uitstuur vir almal wat wil saam bid. Gee vir ons jou nommer na hierdie nommer van die WhatsApp nommer en sê, dan stuur ons vir jou ook die inligting persoonlik aan. Ons wil net nie iemand oorstroom met enige iets nie, wat hulle nie dalk wil hê nie. Sal vir jou elke dag ook die boodskap aanstuur, kort teks met 'n prentjie by en 'n getuienis. As jy wil, kontak ons net gerus sommer dadelik met ons telefoonnommer 079-195-1586. Nou, ek onthou so goed by 'n geleentheid het 'n vriend van my en 'n kernleier in die gemeente daar in Windhoek, het ek hom gaan besoek in die hospitaal. Toe het hy pas weer begin lewe nadat hy gesterf het. Hy het daar in 'n winkel in mekaar gesak, in 'n erge harttoestand, en gelukkig was daar 'n matrone wat geweet het wat om te doen en hoe om hom betuis by die dokter en by die hospitaal te kry en vir hom daar gehelp het dat hy weer begin bykom het. En hy vertel, hy het die hemel gesien. Hy sê, maar my liewe dominee, ek onthou daai woorde so goed, ek kan nie vir jou verduidelik nie. Ek het nie taal nie. Ek het nie woorde nie. Ek weet nie hoe om vir jou dit te beskryf nie. Dis 'n heerlikheid wat jy nie met jou verstand kan begryp nie en wat jy nie vir iemand anders kan oorvertel nie. Hy sê daar die panoramiese skoonheid en die heerlikheid van God wat ek beleef het.
Ek het nie woorde om dit oor te dra nie. En hy was eintlik 'n skrywer, né? Hy was inspekteur van skole wat baie goed geskryf het. Hy het ook die gemeenteblad geskryf en hy was iemand wat weltertale was. Maar as dit kom by die hemel, dan het ons nie woorde nie. Daarom dat die Bybel ook met ons praat oor die hemel net in simboliese taal, dat hy praat van hierdie parelpoorte, dat hy praat van die fondamente met die duurste en die mooiste en die pragtigste mure van edelstene, dat hy praat van die strate in goud, dat hy praat van 'n nuwe stad, volmaak ontwerp, wat uit die hemel neerdaal, dat hy praat van die mooiste paradys. Ja, die eerste paradys was die plek van die sondeval. Maar hy sê, Jesus sê vir die man wat saam met hom aan die kruis sterwe, vandag as jy sterf, sal jy saam met my in die paradys wees. Die hemelse paradys, die pragtige tuine, die mooiste watervalle en strome, en die mooiste huise wat daar is, en 'n plek van vrede, 'n plek van liefde, 'n plek waar die vyand, die duiwel en sy bose geeste nie meer is nie. Kan jy jou indink, 'n plek waar die son en die maan nie meer is nie, want die heerlikheid van God verlig alles, waar mense niks leliks of verkeerd sê of doen nie, want daar is nie meer sonde nie, daar's net liefde, daar's net blydskap. Jy geweet die hemel is 'n plek van groter blydskap as die aarde. Daar's nie meer pyn en lyding en seer en swaar. Kan jy jou indink die heerlikheid van die hemele? Hier op aarde wil die Here ook hê ons moet gelukkig wees. En daarom sê hy, selfs al gaan dit swaar in hierdie gebroke wêreld en gaan jy deur diep waters, Jesaja 43 vers 2, dan sê ek by jou. So die Here hou vir ons in hierdie ewige lewe wat reeds hier op aarde begin het, hou hy vir ons in hierdie vreugde sirkel, in hierdie liefde versorging. Al is ons in die dal van doodskaduwee, is sy teenwoordigheid en sy liefde steeds daar om ons te dra. Want nou praat hy van 'n hemelse heerlikheid, waarin daar nie meer seer en pyn is, nie meer trane, hartseer, swaar, onreg, sonde, vuil, iets wat verkeerd is, niks. Dis 'n volmaakte plek, waar ons by God is, wat volmaak is. Daar is nie meer vuil kolle op ons klere nie. Ons het nuwe klere aan. Ons is in die teenwoordigheid van God. Ons is in die teenwoordigheid van sy engele, sy gerubs, sy serafyne, sy engele rondom hom, die gerubs wat daar is, die lewende wesens, die hemelinge. Ons kan ons nie indink hoe die hemel is, want daar is ook 'n troonsaal in hierdie wonderlike plek. 'n Troonsaal waar God geloof en geprys en geëer word, waar lofsange en vreugde weer klink. Ek en jy kan maar net verstom staan as ons hoor hoe die Bybel praat oor die plek waar ons in die geselskap van Jesus gaan wees en sy naam op ons voorkoppe. Dis nou nie, jy kan ons verstaan, dit gaan nie daaroor dat dit nou letterlik is nie. Dit is dat sy naam regtig nou geskryf op ons voorkoppe. Dit is simbolies wat hy vertel. Ons is nou soos Jesus, en ons is syne, en ons is met hom gelyk, en ons saam met die engele, en ons is in hierdie volmaakte plek, waar daar nie meer spanning, en stryd, en sweet in jou aangesig, en harde werk, en swaar, en sukkel is nie. Nee, en daar is rus vir jou siel. Nie meer spanning van die werk nie. Dis hoe die Bybel praat oor die hemel. Kom ek lees vir jou net 'n stukkie, daar's baie in die Bybel sulke dele, maar ek lees vir jou net so 'n stukkie wat Jesus vir ons openbaar in Openbaring 21, vers 1. Toe het ek, Johannes, wat nou ontvang wat Jesus vir hom wys, toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn. En die see het nie meer bestaan nie, en ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom.
Die stad was gereed, soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by julle bly, hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En hy sal al die trane van hulle oë afdroog, en die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Hoe verlang ons nie om hierdie nuutheid te sien en te beleef, te ervaar. As ons sien die makrokosmos, die mikrokosmos, hoe volmaak God het geskape het. En dis die aarde. Maar hoe wonderlik is die hemel wat hy ook gemaak het. Sal ons ooit kan indink hierdie volmaaktheid. Maar die boodskap na die sondeval is dat hierdie aarde is tydelik. Ons lewe hier is tydelik. Die bestaan van hierdie wêreld wat in sonde geval het, is tydelik. Luister wat sê Petrus hieroor. In 2 Petrus 3 vanaf vers 8 lees ek. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte oor die wederkoms uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met 'n groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in die verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, my geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. Here se plan is dat hierdie wêreld gaan verbygaan. So moenie vir hierdie wêreld alleen lewe nie. Hierdie wêreld is nie jou ewige woning nie. Jy's maar tydelik hier. Jesus het gepraat van die tentwoning. Nou ek weet, ek het eendag vir mense gaan kuier daar in die Wildtuin gaan opsoek waar hulle gekampeer het. Toe ek daar kom, sê hulle, nee, hulle het gisterand getrek. Hulle het hier gekampeer. Sien ek net die platgetrapte gras. Hulle tent was daar. Hy is nie meer daar nie. Hy is weg. So tydelik is ons hier op aarde. So as ons lees hoe dat hierdie aarde gaan verbygaan en tot niet gaan, dan besef ek, moet ons nie vir hierdie wêreld alleen lewe nie. Moet ons nie vir ons skatte hier op aarde by mekaar maak nie. Moet ons nie leef asof hierdie die enigste wêreld is waarvoor wat waarde het nie. Waarvoor ons moet lewe nie. Nee, ons moet weet, die Here het gesê, daar kom 'n einde aan hierdie wêreld. Lyk my aan die hele sonnestelsel. Lyk my aan hierdie bedeling. Want die hemel is 'n totaal iets anderste. Dis nie soos die planete en die aarde en die son en die maan nie. Ek en jy kan nie verstaan hoe dit is nie. Here verduidelik dit ook nie. Dis ver bo ons verstand. Ons kan dit nie begryp nie. Die Here wil dit ook nie vir ons verduidelik nie. Hy wil net vir ons sê, terwyl ons weet hierdie is tydelik, moet ons gereed maak vir die ewigheid.
moet ons sorg dat ons so lewe, dat ons gereed is as hy kom. So die vraag is, as ons in hierdie tyd oor Kersfees praat, is ons gereed dat as hy ons kom haal, as hy weer terugkom, hy het gesê, soos hy gekom het na hierdie wêreld, so het hy hemel toe gevaar, en gaan hy weer terugkom. En ons moet nie sê, verduidelik hy hier in hierdie gedeelte, Petrus, dat vir die Here is 1000 jaar soos 'n oomblik. Hy is buite die tyd. So dis nie dat hy sê, hy kom nou, en dan het hy nou nie gekom nie. Want kyk hoe lank is die jare al verby, wat hy nie gekom het nie. Ek kan net sê, daai 1000 jaar, daai tyd, daai oomblik van die Here is naby. Die Here se wederkoms is naby. Dis wat die Bybel ons leer. En nou sê hy, as julle weet dat hy weer terugkom, moet julle gereed maak vir sy koms. Julle moet reg wees as hy kom. Leef daarom, sê hy, vlekkeloos en onberisplik. Is daar nog sonde wat mense 'n vinger na kan wys by jou lewe? Of is jy onberisplik? Het jy klaar afgereken met sonde? Is jou kleed skoon? Is hy vlekkeloos? Is hy spierwit? Is jou klere skoon? Soos voor kerk, gaan die vrou terug, sy getrek aan 'n rok aan, want daar was 'n kolletjie op gewees. Is jy gereed, het jy reg gemaak? Want die Here sê ook, hy kom onverwags, hy kom soos 'n dief in die nag. Niemand verwag daai dief nie. Niemand het geweet hy gaan vanaand kom nie. 'n Vriend van my vertel oor verlede week hoe hulle ingebreek het in sy huis. Hy sê, hy kan dit nie glo nie. Hulle het dit nie verwag nie, hy het gedog hulle is veilig. Maar dit het hom herinner aan die Here Jesus se woorde oor die diewe en oor die wederkoms. Dat Jesus weer gaan terugkom. Dis waaroor die Bybel gaan. Die Bybel wil vir ons vertel van die lewe hierna. Jesus is vir ons 'n voorbeeld. Hy is gebore in Bethlehem, hy het 'n mens geword. Die Gees van God het in Maria gewerk en sy het deur die Heilige Gees swanger geword. En Jesus is gebore as God en as mens. Geleef, gesterf aan 'n kruis, opgevaar na die hemel, waar hy nou sit aan die regterhand van die Vader. Wat sê dit? Dit sê dat ons lewe, net soos Jesus se lewe tydelik is. Hy het maar 33 jaar gelewe. Toe sy bediening en sy tyd op aarde verby. En toe die heerlikheid begin in die paradys, in die hemel, op die troonsaal, in die regterhand van die Vader. Jy sien, Jesus is vir ons 'n voorbeeld. Hy het gesterf. Dit was nie die einde nie. Die dood is nie die einde nie. So daarom sê hy ook, Paulus skryf ook, julle moet nie die dood vrees nie. Hy sê, doderyk, wat kan jy aan my maak? Ek vrees jou nie. Jy kan niks aan my doen nie, want as ek sterf, gaan ek hier om met Christus te wees, en dit is vir my by verreweg die beste. Luister 'n bietjie hoe skryf Paulus oor die lewe hierna. Hy sê in Filippense 1 vers 21, om te lewe is vir my Christus. Ek lewe vir Christus. En om te sterwe is vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Want dit is by verreweg die beste. Paulus sê, weet jy, as ek dink oor die dood, as ek dink oor my lewe, wil ek net sê, dit is by verreweg die beste om by Christus te wees in die hemel. Ons kan nie vergelyk nie. Paulus het wonderlike ervarings gehad. Hy het ook visioene en belewennisse gehad van die lewe hierna. En hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad hier op aarde. En hy het die heerlikheid van God gesien dat hy blind was daarna. Vir 3 dae lank. Hy het geweet, dis by verreweg die beste om by Christus te wees. Daarom hier op aarde sê hy, ek sal nog hier bly en ek sal hier lewe terwille van julle. So as ek nog op aarde is dit omdat God nog 'n taak vir my het om die evangelie hier aan julle te verkondig, om vir julle te leer en vir julle te help, om die Bybel beter te verstaan en geestelik te groei, en vir hom te begin dien en te werk, as ek julle kan aanspoor, dis waarvoor ek nou nog hier is. Maar ek verlang eintlik om heen te gaan, want dis by verreweg die beste. Ek sit met hierdie tweestryd, moet ek nog bly vir julle onthalwe, of terwille van my die heerlikheid van God ingaan.
Daarom dat Paulus nie bang was en gesê het, dood, waar is jou prikkel? Jy kan my nie meer seermaak nie. As ek sterf, gaan ek heen om met Christus te wees. En dit is by verre weg die beste. Jesus het vir ons verduidelik oor die dood. In Lukas 16, gaan lees gerus daardie verhaal. Dit is 'n aangrypende storie van vers 19 tot 31. Waar Jesus 'n storie vertel van twee mense wat gelyk sterwe. 'n Ryk man wat alles hier op aarde gehad het, al die skatte van die wêreld het hy gehad, en dan was daar hierdie arme man wat swaar gekry het en gesukkel het. Sy naam was Lazarus. En albei sterf, en albei toe hulle sterf is op verskillende plekke. Die oomblik toe hierdie ryk man sterf, sterf hy sonder God en is hy in die hel. In die plek wat hy sê, my tong vergaan van die vlam van God se toorn wat my brand. Dis nie 'n fisiese vlam wat my uitbrand en verkoel nie. Nee, kan Lazarus nie net bietjie water bring, net bietjie verligting vir my bring, want ek sien hom, hy is in die hemel. Ek sien hom by Vader Abraham. Kan hy nie? Hy was altyd my diensknegt. Kan hy nie met bietjie water bring want my tong vergaan van hierdie gloed? Nou, 'n mens sou kon sê, wat is hierdie gloed? Hoekom sy tong? Hoekom is dit die swaarste vir hom? Sy tong. Dan lyk dit uit hierdie gedeelte, miskien oor die verkeerde goed wat hy gesê het, maar oor die regte goed wat hy nooit gesê het nie. Want wat is sy verwyte hier in hierdie plek van pyniging? Hierdie ryk man se grootste seer en swaar is hy sê, ek verwyte my. Hier's 5 van my broers en ons is ook op pad na hierdie plek toe. Kan u nie 'n engel stuur nie? Asseblief stuur net 'n engel om hulle te waarsku dat hulle nie ook hier beland waar ek is nie. Dan is die antwoord nee. Hulle het die wet en die profete, hulle het die Bybel. As hulle nie hoor die boodskap van die wederkoms, as hulle nie luister om betyds reg te maak, as hulle nie bereid is om gereed te maak vir die dood en vir die ontmoeting met God nie, om voor sy regte stoel te verskyn nie, as hulle dit nie wil doen, omdat die Bybel dit vir hulle sê nie, wat sal dit help? Laat 'n engel dit vir hulle kom sê. Hulle het die Bybel. Jy het die Bybel. Jy het nou die woord van die Here gehoor. Jy weet, jy het nie meer verskoning nie. Die Here sê, jy moet nou gaan vertel van die vergifnis van Jesus, wat jy ervaar het. Jy moet nie nou meer stil bly oor die wonderlike nuwe lewe wat die Heilige Gees in jou gebring het nie. Jy moet vir mense sê dat Jesus vir hulle sonde gesterf het, maar dat hy leef en dat hy nou hier by jou is en dat hy jou hart kan skoonmaak en nuut maak. Ek wil vir jou die evangelie, die blye nuus, die goeie nuus vertel. Maar jy is die ene wat moet reageer. Jy moet jou hart oopmaak, jy moet vir Jesus innooi, jy moet besluit jy is klaar met sonde, jy moet met berou na Jesus toe gaan, jy moet jou sonde bely, jy moet sê ek is klaar daarmee en ek kies nou vir Jesus. My lewe is van nou af Christus. En daarom is die sterwe wins. Dit is by verre weg die beste om te sterf en heen te gaan en by Christus te wees. Het jy 'n verwyte in jou hart? Op hierdie stadium dat jy weet, jy moes al gepraat het met hierdie kind, met jou eggenoot. Jy weet, jy moes al gepraat met hierdie kollega. Jy weet, jy moes al gepraat het met 'n vriend, met 'n familielid, met 'n kind, en wie ook al. Moenie langer uitstel nie. Gaan maak seker dat die Here Jesus jou hart skoon gemaak het van sonde. Hy het vir jou sonde aan die kruis gesterf. Hy kan dit wegneem. Hy kan jou reinig. Hy kan jou nuut maak. Hy wil dit doen. As jy vir hom vra, sal hy jou sonde kom wegvas, jou skoon maak, vir jou 'n kleed gee wat rein en skoon sonder vlek of 'n krekel is. En dan sal hy in jou kom woon deur sy Gees. En sy Gees gaan jou help om vir ander te vertel. Sy Gees gaan jou tong vat en vir jou die woorde van God gee om vir mense te sê. God het 'n wonderlike plan met jou lewe. Die feit dat jy nog nie gekom het nie, is omdat daar mense nog tot bekering moet kom. En hoe gaan hulle hoor as ek en jy hulle nie vertel nie? As ons nie hierdie boodskap by hulle uitbring nie. As ons nie vir hulle sê dat Jesus leef en hy kan sonde vergewe, hy wil, maak jou hart vir hom oop en hy sal inkom en jou nuut maak. Hy het jou lief. God gee jou 'n kans. Miskien is dit jou laaste kans, maar moenie langer uitstel nie. Noag het mense gewaarsku, hulle het dit gehoor en gelag en nie geluister nie. En toe is hulle deur die sondvloed getref.
Selle is waar, en hier gelykenis staan daar. Daar's 'n breë kloof tussen die wat in die hemel is en die wat in die hel is. Sodat die wat in die hemel is nie kan oorgekom in water. Lazarus, bring bietjie water vir jou baas nie. Bring bietjie water vir hierdie ryk man nie. Nee. Jy kan ook nie meer as jy in die hel is oorgaan dan die hemel toe nie. Daar is nie 'n kans na die dood nie. Daarom is dit nou jou tyd. Jy weet nie wanneer die Here jou kom haal nie. Jy weet nie wanneer sy wederkoms is nie. Maar die vraag is nou, is jy gereed? Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U in hierdie Kerstyd my kom herinner aan die hemel. En ek verlang, Here, om by U te wees, nie net in die hemel eendag in die heerlikheid nie, maar ook by U te wees hier op aarde. Kom gee vir my die ewige lewe. Kom in my hart, maak my skoon, kom bly in my, maak my nuut en maak my 'n fontein wat oorloop van lewende water, dat my tong nie sal stil bly nie en dat ek sal vir ander vertel van hierdie goeie nuus en dat hulle ook gereed sal maak sodat as U kom, hulle saam met U sal gaan. Ja, ons roep Maranatha, kom Here Jesus. Kom gou, ons verlang na U.